Exodus, hoofstuk 22. As iemand 'n bees of skaap of bok steel en dit slag of verkoop, moet hy vergoeding daarvoor gee. Vir 'n bees moet hy 5 ander beeste gee en vir 'n skaap of bok moet hy 4 ander gee. Wanneer 'n dief gevang word tydens 'n inbraak en so geslaan word dat hy sterf, rus daar geen bloedskuld op die persoon wat hom doodgemaak het nie. Indien die inbraak egter na sonsopkoms plaasvind, rus daar wel bloedskuld op die persoon wat hom doodgemaak het. Die dief moet ten volle betaal vir dit wat hy gesteel het. Indien hy nie kan betaal nie, moet hy verkoop word om die boete te betaal. Hy moet dubbel vergoed vir enige gesteelde lewende hawe wat in sy besit gevind word. Wanneer iemand se vee sonder toesig in die veld of in die wingerd wei en dit in iemand anders se weiveld of wingerd beland, moet die eienaar van die vee vir die skade vergoed deur van die beste van sy wingerd of veld af te staan. Wanneer iemand 'n vuur aansteek en dit versprei na die dorings, sodat die stapels gerwe, die ongesnyde graan of die veld van iemand anders afbrand, moet daar volle vergoeding plaasvind. Indien iemand geld of enige ander besittings aan sy buurman gee om vir hom op te pas, en dit word uit daardie persoon se huis gesteel, moet die dief, wanneer hy gevang word, dubbel vergoed daarvoor. Indien die dief nie gevang word nie, moet die persoon wat dit opgepas het, na die heiligdom gebring word. Daar moet hy voor God 'n eed aflê dat hy nie sy hand uitgesteek het na sy buurman se besittings nie. Wanneer daar 'n twis ontstaan oor wie die eienaar is van 'n bees, donkie, skaap, bok, klere of enige ander verlore eiendom, waar daar gesê word, dit behoort aan my, moet die 2 partye hulle saak voor God bring. Die een wat skuldig verklaar word deur God, moet aan die ander persoon dubbel vergoeding gee. Indien iemand sy bees, donkie, skaap of enige ander dier toevertrou aan sy buurman om op te pas en daardie dier word beseer of vrek of word gesteel sonder enige ooggetuies, moet daar 'n eed voor die Here afgelê word dat die mens sy hand nie na sy buurman se eiendom uitgesteek het nie. Die eienaar van die dier moet sy buurman se woord aanvaar en daar hoef geen vergoeding te wees nie. Indien dit wel gesteel is terwyl dit onder sy toesig was, moet hy vergoeding aan die eienaar gee. Indien dit deur 'n roofdier verskeer is, moet hy die verskeerde dier as bewys bring. Daar hoef geen vergoeding gegee te word vir 'n dier wat verskeer is nie. Indien 'n geleende dier vrek of beseer word terwyl die eienaar nie by was nie, moet daar volle vergoeding wees. As die eienaar wel ook daar was, hoef daar nie vergoeding te wees nie. Indien die dier gehuur is, moet die huurgeld die skade dek. Wanneer 'n jong meisie wat nog nie verloof is nie deur 'n man verlei word en hy dan by haar slaap, moet hy die bruidsprys aan haar pa betaal en sy sal sy vrou wees. Indien haar pa weier om haar aan hom as vrou te gee, moet hy nog steeds die bruidsprys betaal. 'n Heks moet beslis doodgemaak word. Iemand wat met 'n dier seks het, moet beslis doodgemaak word. As iemand aan enige ander god, behalwe die Here alleen offers bring, moet daardie persoon beslis met die banvloek getref word. Julle mag nie 'n vreemdeling sleg behandel of onderdruk nie. Julle was self ook vreemdelinge in Egipte. Julle mag ook nie 'n weduwee of 'n weeskind onderdruk nie. Want as julle dit doen, sal ek hoor as hulle tot my roep. Dan sal ek baie kwaad word en julle vroue weduwees maak en julle kinders wese. Jy mag nie rente vra op die geld wat jy aan die armes in my volk leen nie. Indien jy wel 'n kledingstuk as pand neem, moet jy dit teruggee aan daardie mens voordat die son gesak het. Want dit is dalk sy enigste kleed waaronder hy homself kan warm hou gedurende die nag. Waaronder moet hy dan slaap? Ek sal sy gebed aanhoor as hy na my om hulp roep, want ek is 'n genadige God. Moenie lasterlik teenoor God praat nie, en moenie jou volksleiers vloek of vervloek nie. Dit maak nie saak of jy 'n groot of klein oes het nie. Jy moet steeds die volle offer bring uit jou graan en jou parskyp. Dieselfde reël geld vir jou beeste en kleinvee. Vir 7 dae moet die kalf of lam by sy ma bly, maar op die 8ste dag moet jy dit vir my bring. Julle moet sorg dat julle mense is wat heilig is aan my. Julle mag nie die vleis van 'n dier eet wat deur 'n roofdier verskeer is nie, maar gooi dit vir die honde om te vreet.